Van die krib tot die kruis, van die kruis tot die troon, die genade onze troon. Loof die Heer, wie is die Lam, wie is die Hemel koning. So 2500 jaar gelede het die profeet Jesaja die volgende geskryf. Hy sê, ek het gesien, daar sal 'n tyd kom dat mense die stem van die Here agter hulle sal hoor, sê, loop hierdie kant. Hoeveel het al hierdie vers gehoor? Ek gaan dit weer lees. Dit is toevallig Susan se gunsteling vers. Sy sê, ek het gesien, dat daar 'n tyd kom, dat mense die stem van die Here agter hulle sal hoor, sê, loop hierdie kant. So as iemand agter jou loop en sê jy loop skeef, dan sê dan sê ek loop daai kant. Soos ouers vir kinders sê, loop 'n bietjie regop, maak jou skouers 'n bietjie terug, jy weet. Hy sê daar sal so 'n tyd kom en eintlik praat hy van paaie. Jy kry die regte paaie en dan kry jy die wyse paaie. Die regte paaie is om te sê wat reg en verkeerd is in jou lewe. Dis lekker om te weet, is iemand agter jou wat loop. Dawid gesê, U het my gelei op die regte paaie tot eer van die naam. En wyse paaie is die paaie wat jy nodig het om te besluit met wie trou jy, wat gaan jy word, waar gaan jy bly, wat maak jy met jou geld, al daai wyse goed wat jy moet doen. En is lekker om te weet daar is iemand agter jou. So in 2010 het hier iets verskrikliks gebeur in die wêreld, 'n wonderlike ingryping. Wat op daai tyd het dit die helfte van die huwelikskonflik wat daar in huwelike was, het dit weggevat. En mense het die beste gesien binne in karre. So voor hierdie gebeurtenis plaasgevind het, as mense byvoorbeeld in Dubai gery het, dan gaan hulle nou in die aand kuier by iemand, dan is hulle in die regte plek, want hulle het 'n kaartboek daar gehad. Maar jy vat 'n halfuur om by die huis uit te kom, dat jy kry nie die huis toe, die nommers is so sleg genommer en jy weet nie waar is die huis nie. En wat gebeur dan binne in die kar? Jy moes hulle gebel het en gevra presies waar bly hulle. Maar jy het hulle gebel. En wat het jy nie hoor en weer nie geluister en dan gaan het. En dan kom jy daar aan na 1/2 uur, dan is jy nie lus vir die aand eintlik glad hê. En toe gebeur daar iets, dat die mense toe so lyk in die kar, want stop lekker en party weet waar hulle is. En wat het gebeur? Daar het 'n stem in die kar gekom. Ry die kant. Vat hierdie afrit. Ek het nou die stem probeer kopieer, maar ek het die volgende stem aansit, die stem, ek kan nie die stem naam haal nie. Daar's baie mans wat sê, as jy die stem verander na 'n man, dan verdwaal hulle baie min. Jy weet waarvan ek praat, is 'n bekende stem vir jou. Jy kan ook ander huis as Roosevelt se stem, of ek weet nie wie se stem allemaal opsit nie. So waarvan praat ek, wat het gebeur? Die selfoon, die selfoon het gekom in daai tyd, die Applefoon, maar saam met hom, die wonderlike ding van Google Maps. Nou kyk, Google Maps kom eintlik saam met 'n ander stelsel. Google Maps is nie oulik nie, daar's 'n ander stelsel, die GPS. En die van wat 4x4 in die weermag was, weet hulle is al van 1983 af, die Amerikaanse weermag geweet, jy kan die satelliete gebruik en dan kan jy weet waar jy was, maar hulle het nie vir gewone mense gegee nie. Toe in 1999, toe kon gewone mense gebruik en al die ouens wat altyd safaris gery het dit toegevat, want selfone werk nie in Botswana nie. So dan lyk daai dingetjie soos julle daar sien, hulle was dier gewees, maar hy praat nie, maar hy wys die pad vir jou. Dis 'n GPS gewees. En toe die wonderlike ding van die appel gekom het, die eerste appel, die tweede appel, toe hy gekom het, toe dit ook daar. En skielik verander alles, verstaan jy, toe is die spanning net baie minder, is dit nie so? En daai ding noem ons die Global Position Systems. En wat gebeur, skielik, het dit maklik geword om jou pad te vind. So julle wat nou net hier aangeland het in die rondry, good for you, jy het in 'n goeie tyd hier aangekom. Maar die huwelike het gesaffer voor dit gebeur. Nou het ek al gewonder, sal dit nie nice wees as ons so goddelike Google kon gehad het? Een wat vir ons sê waar ons moet gaan, wat reg en verkeerd is, en weet waar jy is in die lewe, en agter jou kan stap en sê, luister, net soos Jesaja gesê het, maar jy moet eintlik nou, jy weet, stap hier langs, dit is beter, is dat nie nice gewees?
Weet julle wat? Lang voor GPS, 2000 jaar gelede, het hierdie stelsel al gekom. En dit het op Pinksterdag is dit gelons gewees. En Jesus het gesê dit gaan kom as hy weggaan. Want toe hy was, het die ouens ook geweet waar om te loop en wat om te doen. Maar toe hy weggaan, hy sê, wat gaan hy van ons word? Hy sê, nee, hy gaan 'n ander, die Parakletos stuur. Dis die voorspraak of die voorprater. Dis wat presies wat 'n GPS is. Of Google. Praat jou voor, jy moet hier langs gaan, en as jy 'n fout maak, sê, ok, dan gaan maar net aan, ek riek elke lyn, en dan kom jy so om. Daai een het met die Heilige Gees gekom. Maar die vraag is nou, waar ken ons hierdie systeem? Ek bedoel, jy nie die GPS, of die voornet, jy laat my af hier, of jy kan hom nie werk, dan is jy verdwaal. So wat ons vandag gaan doen, is ons gaan kyk, hoe werk die Gees GPS in my? Hoekom sal jy verdwaal wees in die lewe as jy die GPS het? Die goddelike GPS. Ons noem hom eintlik the God's positioning systems. Ek gaan net te veel wys. En dan, hoe klink hierdie stem agter my? Dit baie mense sal sê, die Here het vir my gesê. Die stem van die Here het vir my duidelik gesê. Dan kyk ons soos ek, het jy die stem van die Here gehoor in jou lewe? Hoe klink die stem van die Here? Is dit 'n hoë stem? Lae stem. Wat 'n stem is dit? Verstaan jy? Nee, die Here het gepraat. Ons gaan 'n bietjie daai GPS uithaal en kyk hoe klink die stem van die Here. Want jy het hom al gehoor, maar jy het nie geweet nie. En ek gaan net vir jou sê, hoekom jy nie die stem van die Here herken nie. Okay. Maar voor daai twee goed gaan doen, wil ek eers vir jou die storie van God se GPS verduidelik. Want dis remarkable, dis ongelooflik. God's positioning system. En dis wat ons vandag gaan doen, hierdie drie goed. Okay, so buckle up. As jy uitgaan, dan gaan jy die GPS aansit en dan gaan jou oë so maak, verstaan jy? En dan as jy oop om jou ore ingestel op die stem van die Here. So baie welkom by vandag se 6de preek uit ons Jesaja reeks, die stem van die Here agter jou. Goed, kom ons begin met die storie van die GPS. Kyk, eintlik nog voor die tablet, die eerste tablet daar was. Wat was die eerste tablet in die wêreld gewees? Tablet. Dis obviously Moses se tablette gewees. Is dit nie so nie? Maar voor dit nog, het die eerste GPS daar gewees. En wat was dit? Dis die 4 kolom gewees. Wat gedoen het? Ek wil dink jy Moses het geweet waar om te gaan. Nee, glad nie. Die Here sê, jy loop net agter my 4 kolom in die dag, in die nag, en in die dag was daar 'n wolkkolom gewees. En toe waar kom hulle? Hierdie rooi see, toe kom hulle by die berg aan. En dit is die eerste weergawe van the global of God's position system. Dit is die eerste weergawe gewees daarvan. Die tweede weer, en ons praat nou van 1250 jaar voor Christus. Okay, so dit is 3000 jaar. So die tweede weergawe is toe 'n bietjie meer beter weergawe as hierdie 4 vlam, en jy weet nie, daai dinge loop nie aan brand te jou. En die tweede weergawe is gegee net nadat God, daar by die berg, waar God die 10 gebooie gegee het, toe sê ons gaan nou 'n tabernakel bou. En toe sê hy vir Moses, nee, ek weet nie hoe dit wees, hy sê, moenie bekommerd wees nie. Ek het 'n man in die naam van Basaliel uitgekies. En hy gaan hierdie ding bou. Hy sê, ek het vir Basaliel uit die stam van Juda toegerus met my gees. So dit is nie meer 4 kolom, is die gees. En dis die eerste plek het ons lees in die Bybel dat die gees op iemand kom. So dat hy die vaardigheid en die insig sal hê om enige iets te ontwerp. So hy het die pragtige tabernakel gemaak, hy het met goud gewerk, hy kon enige iets doen. Hy is 'n jack of all trades gewees. Maar hy is die eerste ene gewees. So dis die tweede weergawe van die GPS wat uitgekom het. Die derde weergawe wat toe uitgekom het, is toe kom daai gees en hy gaan op seker van die leiers. Josua, die rigters, julle weet Samson, Gideon selfs, maar hy het hulle weer verlaat ook, het nie heel dit hulle gewees nie, en dan van die konings, min van hulle, maar Saul het hom gehad en toe verlaat hy hom. David het die gees van God gehad, maar ons gaan nou sien, hy kon hom ook neergesit het. En toe, die 4de weergawe, toe kom op die profete af. En hy sê vir hulle, julle moet vir die volk so gaan sê, ons ken nie klomp profete, ons lees dan nou net uit nie, en hy vat hulle na sekere plekke toe. Ek en jy, ook net sê die laaste profeet, wat ook die gees ontvang het, was wie? Jesus. Hy was nou God, maar hy is ook 'n profeet gewees. So hy het ook die Heilige Gees ontvang. Om wat te doen?
om agter hom te praat, en te sê, stap hierdie kant toe. Hy het baie met die Vader en die Gees toegelaat om te praat. Ek en jy waar ons sit met die 5de weergawe van hierdie GPS-stelsel van God. En dis die een, toe Jesus nou gekom het, om waar te bly binne in jou hart. Nie, dan is hy weg, dan is hy daar nie, hy is nou hier. Op daai dag, Pinksterdag, het dieselfde gebeur as wat aan die kruis gebeur. Het dieselfde gebeur as by Kersdag. Kersfees het once een keer gebeur. Jesus het een keer gebore as 'n kind, hy het een keer aan die kruis gesterf, hy het een keer opgestaan, en sy Gees is toe op Pinksterdag een keer uitgestort, hier, om nou by ons te bly. Die Gees van God is nou by ons, hy is oral, maar hy is ook hier, en Jesus het gesê, as julle vir my lief is, sal ek in die Vader in die hart kom bly. Hoe doen hy dit? Deur sy Gees. En dis vir ons anders is as ander mense. Ons het hierdie GPS-stelsel. Wat sê Paulus, hoe weet ons die Gees is in ons? Hoe het ons geloofsekerheid? Dis as jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, met jou hart glo dat die dood opgestaan. En sal ek wil bysê, wanneer jy liefde leef, hy sê, die grootste teken van die Heilige Gees is die vrug van die liefde. Die gawe van die liefde, wat al die vrug het. So nou is die vraag, as ons dit nou weet, en die Gees is in jou, en jy het die GPS, hoe werk die Gees? En ek wil vandag 2 onderskeid maak. Hy werk in jou denke, hy werk in jou hart, en hy werk in jou gewete. En ek gaan daai 3 vir julle verduidelik. En omdat hy in jou gewete is, kom ek dit vir julle sê, ek gaan nou verduidelik hoe die gewete werk. Moet jy verstaan, dat die stem van die Here vir jou klink soos jou eie stem. Dit sê jy nou iets anders gehoor het. Byvoorbeeld, ons almal het die inner voice gekry. Nee? Die inner voice is waar jy, almal van julle praat met jouself. Ek sien jou op 'n tydjie, jy weet jy praat, jy sê ek kan nie die ding doen. Ek is moeilik, is my moeilik om dit. Of toe ek nou daar in die hospitaal was, dan sê ek die woorde van die Bybel. Dieselfde kragtige werking waarmee Jesus, die Vader vir Jesus die dood opgewek het, is vir my. Ek sê dit, en dan hoor ek sê dit hardop, hoor ek die stem van die Here, want dit is sy woord wat praat. En as ek vir myself sê, jy moet nou geduldig wees, wie dink jy praat daar binne? Onthou my denke is oorgegee aan die Gees. Dis die Gees wat vir my sê, nou weer geduldig wees. En as ek sê, luister hierdie, ek dink ek moet jy nie hierdie ding vat nie, want ek hoor nie aan my, wie dink jy praat daar? Jy is geneig tot sonde. En jy my sê, moet nie so dat die vrou staan en sê, wie sê dit vir jou? Nee, jou liggaam sê nie staan, maar wie sê vir jou moet nie staan, die Gees. En hy sê dit vir jou kom. Jy sê, ek kan nie meer, hy sê, jy kan nog. Jy kan nog. Want Christus geef ons krag, en die wat in hom geloof, die onmoontlike is vir hulle moontlik. Verstaan jy? Dis waar die stem van die Here is. Want wanneer jou Gees, wanneer die Gees van God in ons bly, dan word ons Gees onder sy beheer geplaas. Ek wil, dit is nie van die eindelijk, ek wil Paulus sê in 2 Korintiërs 2, nou reg is, hy sê, die Vader van alle ontferm hom oor ons. Dan sê hy, en ons wat swaar gekry sal mekaar bemoedig, ons sal mekaar se paratetos wees. So die Gees in my bemoedig die Gees in jou. Die goed klink vir ons baie van nie, maar ek wil, die Gees, God is Gees, en die Gees in jou toelaat, dan sê jy eintlik, Heilige Gees, kom woon in my hart, so hier gaan die fontein van liefde oopmaak. Kom woon in my verstand, so ek gaan nou koninkryksgedagtes dink. Dis wat dit beteken. En die gevoelens, en soos ek sê, jy gaan nou sien wat Dawid gedoen het. Obviously, jy kan vir die Gees oortuig, dink, of jy maak hom maar stil, want jy weet jy wel, hy het wat sy maak. So die gewete se stem, is God se stem. Dat jou gewete wil vir jou sê wat reg en verkeerd is. Ok. So, kom ons praat dan nou, hoe die gewete gevorm word. Die regte paaie. Kyk, almal van ons het 'n stukkie genade ontvang dat, en hulle die geleerdes wat mense goed ken, sê, almal het 'n bietjie 'n gevoel vir reg en verkeerd. Ek bedoel, as jy net 'n voeltjie vat en sy nek omdraai, verstaan jy, dan sê hulle, luister, dan is fout met jou, kan jy nie dink die dingetjie beleef, verstaan jy.
En as jy nou kwaad word, dan slaan ek net vir so saam dood. Ek sê, nee, maar dit kan nie, dit voel nie van reg. So, mense wat glad nooit die wet gehoor het nie, hulle gaan kyk na die primitieve volke, hulle het 'n gevoel vir reg en verkeerd, almal. Jy weet, jy moet nie aanhou as 'n vrou net eenvoudig vat nie, jy weet, hier kan jy 4 hê, kan 'n baie prostituie ensovoorts hê, maar ek kan nie net nou as 'n vrou gaan vat nie. So, jy weet, wat 'n stelsel daar ook al is, dis al, daar so orde al van die samelewing. Maar wat nou gebeur met ons, is wanneer ons saam ons ouers groot word, dis hoe geloof gevorder word by kinders, hulle sien hulle ouers doen goeie goed. En dan, van die ouderdom so van 6 na 10, dan word jy begin besef, luister, hier is goed wat reg of verkeerd is. Ek kan nie net, soos my pa vloek in die skool nie, dan sê die onderwyser, jy moet so praat nie. En die papegaai wat vloek, ons moet sy bek toe bind, verstaan jy, vloek is nou nie goed vir mense, jy hoor dit uit. En as jy mense so goed vat, sê jy, maar jy moet gaan teruggeet, dit werk nie, so leer jy die stelsel. En as jy nou ouer word, dan leer jy eintlik die goue reël, wat jou ma sê, Jesus het gesê, die goue reël is eenvoudig. Doen aan ander mense, as jy wil hulle met jou, as jy wil hulle mee goed vat hulle goed. Maar nee, wie van julle wil hê, wat jy goed kom vat? Niemand. En dan, kry ons die opsomming van die wet, wat Jesus gesê, die Here jou God lief hê met jouself lief hê en jou naaste net so lief hê. Hy sê, dis die opsomming van die wet. En dan leer ons van kleins af eintlik die 10 gebooie. En is hierdie 10 gebooie wat die westerse samelewing sy basis eintlik maak. Dit reg met die wêreld. En het gaan nie oor die eerste 4 nie, het gaan oor eintlik die 6ste een nie. Ja, die 15 het jou pa en jou maas moes die boekpens gebed en hulle respekteer ten alle tye. Die 6ste een, jy kan nie net alles doodslaan wat jy lus is om dood te slaan. Jy as 'n swaard mag wat God gegee het vir die staat, hulle kan dit. Die 7de, jy kan nie net 'n ander man se vrou of 'n ander man gaan vat nie. Los die huwelik. Die 8ste een is, jy kan nie ander mense so goed gaan vat nie. Ook nie sy grond nie, dis ook nie goed in Suid-Afrika nou 'n probleem raak. Jy weet, jy kan ons nou daar gaan bly in ons huis as dit al by jou. En dan die 9de een, jy moet nie lieg eintlik nie, want as die waarheid weggesien ons ook in Suid-Afrika, dan het jy ook 'n groot probleem. Dis dit in 'n huis is so, in 'n land is so, in die wêreld so, dan is ons waar ons nou is. Mense gee nie meer om nie, hulle luister nie Heilige Gees nie. En die 10de een, is moet liefde goed begeer wat nie jou nou is nie. Dan dis, wat dis die 10 gebooie. En dis die maatstaf vir mense morele lewe. En wat nou gebeur met jou? So, wat het met Josef gebeur? Toe hy nou bijvoorbeeld by Potifar se vrou kom, en sy wil hom gaan uittrek, sy het hom ons nou uitgetrek. Toe sê die Gees vir hom, Josef, ek het jou geseën met gawes. Weet, en jy weet hoe jy gekom het, jy was in die put gewees, dan sê hy vir hom, ek kan nooit so 'n bose ding doen as om jou hier saam met jou te slaap. Die Potifar wat so goed was om hom in sy huis te vat, en toe wat doen hy haal dit weg, sy sit vir sy kledingstuk, en daarna is hy die put gegooi. So, die Heilige Gees het met hom gepraat. Wat het met Dawid gebeur? Hy sien vir die skone en mooie Batsheba bad daar, en die mense in hom sê, dit is 'n mooi vrou, daai. En die Gees in hom sê, Dawid, jy is die God gekies. Hy sê nie nou nie. Not now. Ek is die koning. Hy gaan vat vir Batsheba. En hy slaap by haar, sy raak swanger. Nou weet hy, nou het hy 'n probleem, want nou weet hy, as jy 'n vrou swanger gemaak het, Josef het selfe probleem gehad, mense gaan dink is hy. Wat doen hy toe? Hy vat haar man, want hy het dus die opperhoof sit, en hy sit hom al voor in die linies, en hy sê vir die generaal, wanneer hulle storm, hy is voor. Wat dink jy gebeur met hom? Hy is dood. Dawid, probleem is opgelos. Maar die stem van die Here praat ook aan ander mense met jou. Toe kom Nathan by hom, die profeet, en sê, Dawid, ek wil jou storie vertel. Wat doen jy, wat moet ons met 'n man doen? Jy is die wyse koning. As daai man, hy het 1000 skape, en dan sê sy buurman het net 1 skaap, en dan gaan vat hy daai skaap. Toe word Dawid woedend kwaad, hy sê, vir daai man moet dadelik doodgemaak word. Toe sê koning, maar weet jy, ek praat eintlik van jou. Kom die stem van die Here. Doodstil is daar. Toe hoor hy, toe sy oor oom. Gedink die Here slaap ons nou. En dan gaan hy gaan skryf Psalm 51, wat hy sê hy het gesondig. Sy oor oorgegaan. Waar het die stem van die Here gehoor? Jy het nie die stem van die Here by jouself weer op iemand anders, maar hoor nie en hoor.
En die ouens wat nog glad nie ken nie, gaan sy stem eendag vir die troon hoor, dit moet jy ook weet. Ons gaan nie troon toe nie, want Jesus het gesê, die wat in my glo, hulle sondes vergewe gaan ewig lewe. Jy het dit ook ons nou gehoor by hom al. Ek kan dit vir ander mense sê. So kan jy God se positioning-system afsit sien al. Jy kan dit. Maar ons sal dit nie doen nie. Ons wat sy kinders sê, ek wil luister as die Here vir my sê, loop hierdie kant toe. Loop hierdie kant toe. So hoe werk die Heilige Gees nou? Dit moet reg en verkeerd, dit is eintlik nogal makliker. En ek kan ook sê, as jy ooit wonder of iets reg of verkeerd is, dan gaan sê jy vir die Vader, ek wil eintlik hierdie ding by ou gaan koop, maar ek gaan hom eintlik steel by hom. Hy gaan dit nie weet nie. Maar hy gaan dit later uitvind en my kwaad wees vir my. Moet ek dit doen? Dan sê die checks is, die eerste ding wat die Here sê, luister, daar is mos die 10 gebooie, dink jy breek nou van die gebooie? Ja, die 8ste een mag nie steel nie, dis nogal daai sien, hè. Sê, jy is soos 'n mens van die lig. Hoekom gaan jy dit nou doen dan? Nee dan. Of, weet, ek het nou hierdie vrou so lief gehad dat by my kantoor werk, en ons glo die liefde kom van U af, weet, dit is regtig, man, dis wonderlik. Sê Here nee, maar wat sê die 7de gebod, jy het ons 'n vrou. Dan, weet sommer, hy praat so met jou, jy hoor dit ons nou. Dit is maklike goed uit. Die moeilike goed, is die hart en verstand goed. So nou, het ek hierdie wonderlike vrou ontmoet, ek het nie, nou ander ene nog nie, maar ek weet nie of ek met haar moet trou nie. Want as sy eendag soos haar ma gaan lyk, het ons 'n probleem. Of jy kyk na die man en sê, ek wil graag met hom trou, as hy soos sy pa gaan wees, het ek 'n probleem. Of hy is in die mafia familie, hulle gaan nie ons kinders doodskiet, verstaan. Wat doen jy dan? Dan gaan jy die Vader vir sê, ek het hierdie een baie lief, en hy gaan vir sê, maak 'n bietjie lyste daar, maak 'n lyste, en so, en so, en so. En dan sal hy vir jou sê, nie wat dan gebeur, hy gaan nie vir jou sê, dis reg of verkeerd nie. Wat hy doen, hy gaan nie vir jou vrede gee oor die besluit, as jy besluit, ek gaan nou met haar trou, dan gaan jy altyd voel, ek sien nou voor die kansel staan, en ouens van daai te sê, ek het voor die kansel geweet, ek moes nie met hom getrou is. Ek, hoekom jy het gedoen? Nee, maar ek gedink is moet doen. Jy het 'n gut feeling, en as dit reg is, dan sê jy vrede. Dis hoe die Here met ons ook werk, verstaan jy? Kyk, ek het in daai aarde daar gesit. Ons moet onthou wie God is. God kan alles sien. Hy kan sien as jy met haar trou, dat so en so en so en so en so en so gaan met jou gebeur. Maar hy staan buite tyd. Hy laat dit nie gebeur, en jy neem nie besluit om wat te doen. En dan weet hy ook, daar is 'n ander alternatief van 'n ander man met wie jy kan trou, en dan sal dit so en so gaan, is baie beter. Of jy wil 'n werk aanneem, en jy glo dis die regte een, en dan maak die Here dit goed ongemaklik vir jou. Partykeer sê mense, hy maak die Here vir jou toe. Hy sal dit ook doen as jy nog glad nie wil hoor nie. So, vir my lê die toets in daai vrede wat jy moet hê. Die regte Vader, ek het met U gepraat oor, ek weet ons wat dit doen. So dit is beide, kyk, hy het vir Timoteus gesê, Timoteus, jy moet nie bang wees nie. Ek het jou nie 'n gees van vrees gegee vir niks nie. Nie vir besluite nie, nie vir mense nie, nie vir verhoudings nie. Ek het jou 'n gees van liefde, krag en gesonde verstand gegee. Gebruik dit. Dink. En dan laat jy jou toe dat ek vir jou help om vir jou vrede te gee oor daai besluit of jy dit nie. En kom ek sê vir jy terugdink, die foute wat jy gemaak het. Jy het geweet. Jy het geweet hierdie is nie reg. My broer sê altyd, as jy 'n fout maak, doen dit stadig en jy kan omdraai. En dis waar. Jy weet, maar dan sien jy, kom ons kyk nog net so bietjie verder. Jy weet, nog net so, miskien sal dit vir my daar duidelik word. Weet, as jy 'n verkeerde ding doen, dan vat jy eintlik 'n afdraaipad, wat jy moeilik partykeer terugkom. So moenie op daai pad gaan en staan lank daar stil by die vink van die pad en sê, ek gaan weer nee skryf. Ek gaan weer goed. En as jy twyfel, moenie die pad vat nie. As jy doodseker is of eintlik geesseker is, vrede het, dan vat jy. En ek hoop hierdie help vir jou. Hoekom sal ek enigstens na die Gees wil luister? Ek wil nou alles as jy het 'n hoë IQ, jy bly hier in die UAE, jy is veilig. Wat kan verkeerd gaan eintlik? Omdat ons geroep is om kinders van die lig te wees. En elke besluit wat jy neem,
Elke dag, jy neem duisende besluite, maar of dat die lig skyn, of dat jy dof raak. Hierdie gaan nie redding nie, julle is almal gered, nie bekommerd is al nie, maar dit gaan oor die lig wat uit jou uitskyn. En eindelijk stel nie het nog al 'n ding sê, ek hou daarvan, hy is 'n bekende prediker, dat eindelijk vir mense predik nie in die kerk is nie. Hy sê, mens moet so leef dat jy nie baie verwyte in jou lewe. Want as ek nou hier op julle begin skree en te kere gaan, hoe gaan ek nou ooit weer vir jou kan nou sê, ek is jammer dat ek nou so gedoen is, soos 'n veerkussing wat jy oopmaak en die wind waai. Moenie droog maak as jy nie anders kan. Eintlik moet jy nooit droog maak. Die Here het jou besluitnemings mag gegee, hy het jou sy gees gegee, hy het ons alles gegee om die goeie goed te doen, die pad aangewys. Dit gaan oor dissipline en dit gaan om hierdie te verstaan. Ek het gesien, daar sal 'n tyd kom, dat mense die stem van die Here agter hulle hoor sê, loop hierdie kant. Daai tyd